Goeiemôre vriende, wat 'n wonderlike dag. Ek onthou by geleentheid het ons 'n dominee gehad in ons gemeente, wat dit was sy manier om net te sê, die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Dis die wyse waarop die gelowiges ook in die vroeë jare vir mekaar gegroet het. Want ons is kinders van die Here. Ons is gelowiges, net op grond van Jesus, wat leef, wat sê ek is jou God, ek is by jou, ek sal by jou wees al die dae tot aan die volëinding. Ja, die Here het waarlik opgestaan, en dis nou vandag. Hierdie Sondag, soos elke Sondag terloops, is 'n herdenking, 'n gedenking van die opstanding. Dis waarom hierdie Sondag nou as die dag van die Here bekend staan. In die Ou Testamentiese tyd was die Saterdag, dit was die Sabbatdag, dit was die 7de dag van die week, dit was die rusdag. Maar vir ons as gelowiges, vir die kerk, het dinge verander, omdat die opstanding so belangrik is, dat dit die dag van die Here geword het. Die dag waarop hy vir jou en my die deure oopgemaak het van 'n nuwe lewe, want hy kom woon in jou en my. Mag jy ervaar dat hierdie erediens vanmôre die vrees wegvat vir die dood. Die angs, want in hierdie tyd met COVID, ek weet nie van jou nie, maar rondom ek ervaar dat daar baie mense leef in vrees oor hierdie geweldige klip wat in hulle pad ingerol is. Die dood wat vir jou lê en loer. En nou is sy angel weggevat. So ons gaan dit vanmôre beleef. Ons gaan dit vanmôre vier by hierdie besondere erediens. Die dag van die opstanding. Hierdie erediens is in die naam van ons Vader. Hierdie erediens is in die naam van Jesus wat is en was en die een wat kom. Dis in die naam van die Heilige Gees wat elke dag teenwoordig is om in jou en my sy lewe te kom wek. En daarom, dankie dat jy hier is. Seën vir jou. In die naam van ons Here Jesus. Amen. My liewe vriende, kom ons besing hierdie grootheid van God se liefde. Ons het 'n lied in ons liedboek, want so lief het God die wêreld gehad, 'n beruiming van Johannes 3 vers 16, so lief het hy gehad, dat hy sy seun gegee het, vir jou en my, sodat ons as in hom glo, het ons lewe, die ewige lewe, die opstandingslewe. Kom ons sing dit, tot sy eer. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, ken hom in al jou weë. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak,
Vriende, kom ons maak die Here se woord oop, dan lees ons saam uit Markus 16. Ek gaan die eerste 8 verse met jou saam lees en daarna gaan ons stilstaan net by die 3de vers van Markus 16. Kom ons bid eers saam. Here, dis vir ons lewensnoodsaaklik om nie na mense te moet luister nie, maar na God. Want u woord is vir ons die lewe. U woord is vir ons die lig vir ons pad. En daarom bid ons dat u woord nou ook in die skakerings waarin u dit vir ons gaan bring, vir ons duidelik wys, u leef. Ons hoef nie meer bang te wees nie. Spreek Here, ons wil luister. Amen. Ons lees dan Markus 16, dis die laaste hoofstuk van die evangelie volgens Markus. Toe die Sabbat verby was, onthou nou, dit was die vorige dag, die Saterdag was die Sabbat. Toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, nou hierdie evangelie is geskryf 'n paar jaar na Jesus opgevaar het na die hemel, en op daardie stadium was die leier van die kerk Jakobus. En het oorlewering dit dat hierdie Jakobus 'n broer van Jesus was. Maria was ook Jakobus se ma. So as hier dan gesê word Maria, die moeder van Jakobus, is dit ook Maria, die moeder van Jesus. En Salome. Hulle het geurende speserye gekoop sodat hulle hom kon gaan salf. Interessant, die winkels moes baie vroeg oop gewees het, want ons lees ook dat hierdie baie vroeg in die môre was, net so met dagbreek. So hulle het 'n bron gehad om vroeg te kon hierdie speserye koop, geurende speserye. Baie vroeg, dis wat vers 2 sê, op die eerste dag van die week kom hulle by die graf, net nadat die son opgekom het. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die klip van die ingang van die graf af wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip reeds weggerol is. En dit was 'n baie groot klip. Toe hulle die graf binne gaan, het hulle 'n jong man met 'n lang wit stole om aan die regterkant sien sit. En hulle was ontsteld. Maar hy sê vir hulle, moenie ontsteld wees nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, hier is die plek waar hy hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, hy gaan voor julle uit na Galilea, en daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uitgegaan en van die graf af weggehardloop, want bewering en verbuistering het hulle beetgepak. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle was bang. Ja, die dood maak jou bang. Kom ons konsentreer dan op vers 3. Daar word vra hulle, wie sal vir ons die klip van die ingang van die graf wegrol? Sien, want hierdie vrees vir die dood en hierdie angs wat in hulle harte leef, dit is vir hulle ook soos 'n klip wat voor hulle is, wat net uit hulle pad gerol moet word. En dan lees ons, hulle vraag is, wie sal vir ons hierdie klip wegrol? En daarby wil ek graag vanmôre saam met jou stil staan. Ek het die voorreg gehad om groot te word as die seun van 'n begrafnisondernemer. My pa het sy eie onderneming gehad. En hierdie onderneming
kantoor en die hele perseel het duidelik gespreek van die dood. As jy daar ingekom het, daardie tyd, toe ek klein was, toe ek jonk was die tyd waarin bykans elke persoon wat die begrafnis bywoon 'n kraans gekoop het. Plastiekkraanse. My ma was baie behendig met blomme. Sy het ook kraanse van vars blomme gemaak. So alles het gespreek van die dood. Die blomme vir die graf. Die kiste wat uitgestal is as demonstrasie sodat mense kon kies watter kus hulle wou hê. Verder aan binne in hierdie perseel was daar yskaste waarin die oorskot van mense gehou is. Daar was grafstene waarvan mense kon kies as voorbeelde. En die interessante is, hierdie omgewing was middag na skool, was dit my uithanplek. Dit was my huiswerkplek. En as kind was dit ook my speelplek. Terwyl ek moes wag vir huis toe gaan tyd, as my pa die besigheid moes toemaak 5:00 en ons dan gegaan het. Ek glo dat dit 'n besliste invloed op my vorming gehad het, oor hoe ek oor die dood dink en hoe 'n mens met die dood omgaan. Miskien met meer gemak en met meer vrymoedigheid as die meeste ander mense. Maar ek moet vanmôre ook vir jou sê, dit het nooit die ongemak hier diep binne in jou. Dit het nooit beangstheid oor die dood weggevat nie. Daar was altyd ook in die teenwoordigheid van die dood, al is dit vreemdelinge, was daar altyd 'n roering hier diep binne in jou. Wat veroorsaak is deur, sou 'n mens kon sê, vrees vir die dood. Sien maar, die dood vul 'n mens met ontzag. Die dood veroorsaak 'n kol op jou maag. Dit veroorsaak 'n knop op in jou keel. Al moes ek as kind in daardie omgewing wees, al moes ek baie keer help. Hoe ouer ek geword het, later as student het ek daar gewerk. Maar dit het nooit hierdie knop op jou maag weggevat nie. Dit bly daar. En kan jy jouself indink, as 'n vreemdeling, die oorskot van 'n vreemdeling dit aan jou doen, wat doen iemand wat na aan jou is? Wat se reaksie maak dit dan in jou wakker? En hier in hierdie ervaring, hierdie lewenservaring, glo ek was die belewenis ook van Maria Magdalena en Maria en Salome. Daardie Sondagoggend. Ek het ook die afgelope tyd, in my hele bediening, baie moes sien hoe dat die dood ontredderend is vir hulle wat agterbly. Dit is so asof die mat totaal onder jou uitgeruk is. Dit is so asof jy oorval is met 'n smart wat nie getroos kan word nie. Miskien het hierdie 3 vroue in hierdie beangstheid nader gekom na die graf. Nou, die graf was ook nie soos ons dit vandag ken nie. 'n gat in die grond wat toegegooi word met grond nie. Dit was 'n nis wat uitgekap is in die rots. En daardie nis is verseël deur 'n klip wat daarvoor gerol is. Nou is dit, jy moet ook aanvaar, nie noodwendig altyd wonderlik dig
geseël nie. En miskien is dit deel van die redes waarom hulle die oorskot met geurende kruies behandel het. Want jy sien, die ontbindingsprosesse is nie baie welriekend nie. En dit het ook 'n gesondheidsdilemma ingehou, 'n krisis, 'n gesondheidsgevaar. En daarom sou 'n mens dink, was dit nodig om met kruie te behandel. Maar die klip was in die pad. Dis wat hulle wou kom doen, hierdie laaste liefdesdaad teenoor Jesus. Maar wie sou die klip vir hulle wegrol? Volgens wat ons hier lees, veral daar in vers 3, einde van vers 4, dit was 'n baie groot klip. Dit sou sekerlik vir hierdie vrouens moeilik gewees het. Maar die afgelope Vrydag vir hulle, as dit 'n betekenisvolle dag was, 'n betekenisvolle dag vir die mensdom toe God sterf aan 'n kruis, as boetedoening vir die mensdom se sonde. As dit so ingrypend was dat daar aardbewings plaasvind, grafte oopgaan en duisternis gekom het. Kosmiese, geweldige invloed. So magtig, so groot was hierdie dag en die gebeure van hierdie dag. So was hierdie Sondag nog meer van aardskunde belang. Want op hierdie dag het hierdie leë graf 'n totale omwenteling gebring aan die mense beskouing oor lewe en dood. Hierdie Sondag, hierdie eerste dag van die week, hierdie opstandingsdag, het geword die dag van die Here, want daardie dag het die dood sy laaste stuiptrekkings gegee. Die dag toe sy angel, die angel van die dood, uitgetrek is. Maar tog was dit ook 'n dag vol menslikheid, magteloosheid, onbegrip, vrees. Want dit sien ons gedemonstreer in hierdie 3 vrouens. Ook in die wagte waarvan ons lees in die ander evangelies, veral die evangelie volgens Lukas, het selfs hierdie wagte wat moes waghou by die graf, omdat hulle bang was iemand gaan vir Jesus kom steel, sy oorskot kom steel uit die graf uit. Hulle almal is vervul met ontzag toe hulle sien die graf is oop. Ja, hierdie omgewing by 'n oop graf is 'n omgewing van beangstigheid, van vrees, van skrik. En hierdie groepie vroue, hulle wou maar net na hierdie Vrydag tragedie en hierdie afgelope Sabbatdag, wou hulle net hierdie laaste liefdesdiens verrig om Jesus se oorskot te behandel met geurende kruies. Maar hulle is gestuit. Hulle sou gestuit wees voor die graf self. Hulle is gestuit met die wete, iemand moet hierdie klip wegrol, want dit is 'n geweldige klip in hulle pad. Hulle is gestuit voor die dood, soos vele voor hulle, en vele ook na hulle. En toe hulle sien dat hierdie klip is wel weggerol, moes dit vir hulle die teken gewees het dat hier aangrypende gebeure plaasvind. Die klip is weggerol. Die graf is leeg. Die graf is oop. En hulle sien
'n onbekende man met glansende blink klere, voorkoms van straling, wat daar sit. En hy sê vir hulle, moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Want jy sien, vrees ontneem jou nugterheid om die grootsheid van hierdie gebeure te beleef en raak te sien. En hy sê vir hulle, Jesus, vir wie hulle kom soek, is nie meer hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Doodluiters, sê hy vir hulle, Jesus het opgestaan. Hy is nie meer hier nie. En toe skrik hulle eers. En toe hardloop hulle weg. So vinnig en so ver as wat hulle kon. Want jy sien, bangheid het nie brieke nie. En die groot vrees wat mens vir die dood het die gevolg dat ons roekeloos raak in elke moontlike poging om weg te kom. Wie sal vir ons hierdie klip in ons pad wegrol van vrees vir die dood? Daarom gee ons groot geld uit. Daarom ry ons kilometers ver agter dokters aan, agter allerhande en vreemde middels, hospitale, prosedures, is so asof ons gryp na strooihalms en ons verlaat ons op hoorsê, gerugte en boererate, net om hierdie klip uit ons pad gerol te kry van die dood. Ons sluk boererate en heksebrousels soos water. En gewoonlik is daar ook sprake van 'n ware, opregte, ongetwyfelde kwaliteit van geloof as 'n ononderhandelbare vereiste. En baie van ons sê, ons het dit nie, wil ons ook amper soos daardie man vir Jesus gesê het, ek glo Here, maar asseblief kom my ongeloof te hulp. Want jy sien, dis baie eenvoudig om die vrees vir dood te hanteer. Want opstanding sondig leer ons immers dat dit nie ons is wat hierdie klip hoef weg te rol nie. Dis nie ons wat nodig het om hierdie vrees uit ons pad weg te vat nie. Die klip is weggerol. Of dit die engel was wat dit weggerol het, weet ek nie. Die implikasie is dat Jesus dit self weggerol het. Hy het self opgestaan, hy is opgewek. En ons bang is vir die dood. Ek en jy hoef nooit te wonder, wie sal hierdie klip vir ons uit die pad uitrol van vrees nie? Want dit is reeds gedoen. Kyk goed, die graf is leeg. Die onomkeerbaarheid van die dood, die ingrypende finaliteit daarvan, is weggeneem. En daarom kan ek en jy as gelowige weet, vir ons is die dood maar net 'n deurgang tot die lewe. Jesus het gesê, ek gaan vir jou plek berei in die huis van my Vader, en ek gaan jou op 'n dag kom haal, sodat jy kan weet waar ek is. Jesus het ons herinner daaraan, by 'n sekere gesprek met die Sadduseërs. God is die God van lewendes. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Met die implikasie, hulle leef. Nie hulle was gewees nie. Hulle leef. Hulle is. So die dood is vir my net 'n deurgang na die ewige woning. En hulle wat afgesterf het in die Here, leef.
Hulle leef daar by hom. Ja, die onomkeerbaarheid van die dood is omgekeer. Ek en jy kan in Christus deel wees. Net soos wat ek en jy deel kan wees van hom wanneer hy hang in die kruis, so kan ek deel wees van hom wanneer hy opstaan. Daarvan is die woord vol. Romeine 6 sê dit vir ons baie duidelik, dat ons saam met hom sterf, maar ook saam met hom opgewek is. Die lewe, die ewige lewe, is verseker. Daarom hoor die Paasfeestklokke, dit lui van vroegdag af, want Christus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Amen. Dankie Here, dankie vir hierdie geloofsoë, waarmee ons toerus, waarmee ons vanmôre kon sien, dat U die klip voor ons wegrol. Dat U die probleme wat ons voor ons het oor die dood, dat U dit wegneem. En dat U vir ons 'n nuwe lewe gee. 'n Ewige lewe. Want so lief het U die wêreld gehad, dat U Vader U Seun vir ons gegee het, en dat ons wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie daarvoor. Amen. Kom ons sing weer 'n lied. Vir my is daar 'n besonderse lied, is hierdie lied van Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil. Ek vat al jou vrees vir jou weg. Kom buig maar voor my. Kom gee jou lewe aan my. Kom ons sing dit lied 519. Wees stil en weet, ek is die Heer. En nou my liewe vriend, as ek die seën uitspreek, dan is dit God wat sê ek is met jou al die dae. Ek het opgestaan uit die dood. Ek leef vir ewig en ek is met jou. Gaan leef daar buite in my krag, want ek is met jou. Amen.